Ons Vader in die hemel, weer eens wat 'n voorreg is dit nie vir ons om in die huis te wees. En ons het gekom omdat ons graag van U hoor, U die woorde van die lewe. Wie kan ons daartoe draai behalwe U, Vader? Ons lewe in 'n wêreld waar ons weet dat die duiwel soos 'n brullende leeu is. Maar ons is ook opgewonde oor die feit dat U, Vader, al sê die duiwel hy is in beheer, is U eintlik in beheer. So sê ons, Heilige Gees lei ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Wel, weer eens as ek na die lesstudies kyk, ek wil altyd so vir mens gee, dan dink ek, ou nies, nee. Wat kan 'n mens nog daaruit leer? Maar dit was interessant, as het betekent as die persoon wat die lesse opstel en die gedagtes wat hy uitbring is interessant, en ek gaan so 'n bietjie van die goed aanraak, goed dat hy so by die aarde getrek het. En een van die dinge ons gaan begin, dit gaan oor die brandende bos, nee, is dit wat ek reg vertaal? Die bos wat brand. En dit is nie eintlik iets wat snaaks is nie. Julle het al baie vuuries omgehad en die bosse brand. Maar daar was iets verkeerd met hierdie bos. Hy wil net nie klaar brand. En ons gaan nou 'n bietjie na dit kyk, maar die geheelteks was uit Exodus geneem, hoofstuk 3. Sal iemand dit vir my asseblief lees? Exodus hoofstuk 3 en ons gaan vers 7 en 8 daar lees. Nou, en ek, die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle in die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Nou dit klink interessant. Wie wil nie 'n plek hê wat soos oorloop met melk en honing? Maar dan kry mens die boek Hebreërs, hoofstuk 11. En ons lees daar van hierdie mense wat so uitgesien het vir daardie melk en honing plek. Maar hulle het dit nooit gekry. Abraham byvoorbeeld. En ons dink aan Isak en ons dink aan Jakobus, Jakob. En naderhand is al die Jode nog in Egipte land, maar hulle is nog nie by die land Kanaan nie. So baie het dit gesien uit 'n verte, maar hulle het dit nie ontvang nie. En dit het my spesifiek laat dink. Dit is interessant dat die Jode in Egipte land gevind is. Ja, laat gebly het ek, ek kom lig tyd toe dit gaan. Dit is ook waar, maar hulle het gewoond geraak. Dis een van die grootste probleme. Ons maak onsself tuis. Dit is wat ons doen, ons skrob nes. Ons maak die beste van die plek, ons doen wat ons kan, en dit is wat die Here bevel het. Hy het gesê, as julle jouself in Babylon vind, wat julle moet doen is wat? Julle moet huise bou, julle moet trou, julle moet aangaan, julle moet eintlik vir die koning bid, omdat as het goed met hom gaan, dan gaan het met julle ook goed. En dit is waar ons onsself vind. Ons kan nie inhoudend so kyk en sê, ag, en mense was daar, dan gaan die lewe jou so verby. So, maar daar is iets wat my aandag getrek is, en dit is dat die Here alles raak sien. Kan julle onthou net onlangs het ons gepraat van Abraham en van Sodom en Gomorra, onthou julle dit? En Abraham kom daar, die Here kom daar by Abraham uit met 2 ander besoekers saam met hom. Hulle is besig om so 'n bietjie te gaan kyk. En die woorde wat vir my so interessant is daar, is dat hy, die Here sê vir Abraham, ons het dinge gehoor wat daar in Sodom aangaan. Maar hoor sê is nie altyd akkuraat nie. Ons gaan so 'n bietjie afsoek toe, dan gaan ons 'n bietjie rondkyk en sien of wat gesê is waar is. Nou,
Dit is die gedagte wat by te leer hierso. Dit sê eerstens dat die Jode tot die Here gespreek het. En wat was hulle woorde as 'n mens na hierdie vers kyk die geet het? Wat dink jy sou die gebede gewees het? As jy na hierdie kyk, hulle is in Egipte land, gaan goed gaan die ding met hulle goed. Nee, hulle klaar. Nou die redes om te klaar. Die mense is besig om hulle te druk. Besig om hulle harde tyd te gee, hulle probeer hulle keer dat hulle nie eens kinders moet hê nie. Te kry swaar, maar die interessante ding, dit is wat hulle sê, ja, ons kry swaar, maar ek wil nie met iets raak sien. Baie keer as, ja. Ja, nou jy nou sê, nie eens kinders hê nie. Wat my opgemerk het, is dat toe die Here hierso met Moses praat en sê, hy moet gaan, toe is Moses nou al 80 jaar. Met ander woorde, like kleintjies vir 80 jaar gedood, of net vir 'n ruk, want dan was daar mos nou niemand om uit te trek nie. Wel, as jy dink aan Moses, hy dink daai tydsperiode waar hy die kinders so doodgemaak, die seunskinds. Ja. Was hy moes beskerm, en toe hy groot geword in die paleis van die farao. Maar ek dink die strawwe tyd was daar, ek dink altyd, dit was nie aanhoudend nie. Ek dink hulle het dit tot in mate gekeer, gesê, ons het genoeg die mense so afgesny het, dat ons hulle beheer. Maar die gedagte wat my tref is, in hierdie, is dat die Here hoor dinge. En, weet jy, as jy nie praat nie, dan kan die Here jou nie hoor nie. Jy moet praat, maar wat gaan hy doen? Hy gaan ondersoek instel om uit te vind of wat jy nou gevra het is uitgewerk tot die probleem. Here, my buurman, ag, julle kwaad altyd hoor, nog wonderplaffig. En dan die Here gaan afkom sê, nou is dit klaar. Jy moet staan en probeer sê, wanneer die Here nou tot die Here praat, jy moet mooi praat, moenie stories vertel nie, hy gaan kom uitvind of dit waar is. Hy gaan dit doen. En ons sien nie so dat die Here opgelet het die mense klaar. En hy sê vir Moses, nee, wat hulle gesê het, ek sien dit. Ek sien die verdrukking van my mense. En maar dat is iets interessants ook, wees, omdat jy nou so gesê het. Hoe lang moes dit weer eens wees, voordat hulle eintlik in die land Kanaan ingekom het? Hoe lang? Ek praat nie nou van die 40 jaar wat hulle in die woestyn was nie. Hoe lang was die belofte onmiddellik, toe God vir Abraham sê, daar is die land, is jou, en loop op en af, is jou grond. Wat het die Here vir hom gesê? Reg in die begin. Sê sy, mense gaan in verdrukking wees, in 'n vreemde land vir, dink meer as 400 jaar. Vir 400 jaar. Kan jy dink daar, hoe oud was Abraham het jy gesê? Hoe oud was Abraham? Ek bedoel nie Moses, hoe oud was Abraham? Oor die 100, onthou, hy was 'n kind gehad op 100 jaar. So hy is oor die 100, omdat hy, ons sien dat Isak het ook getrou, toe is die pa nog daar. So ek skat, hy is omtrent 130, miskien daar rond. Hoeveel jaar is nog oor? 270 jaar, voordat die 400 jaar. So dit is onmoontlik dat Abraham dit sou gesien het. So wat ek probeer sê, daar is baie keer wat ons moet oplet op profesie. Die profesie gaan alleenlik waar wees as dit gebeur soos dit geprofeseer is. Kom ek gee 'n voorbeeld. Die Here sê vir Adam en Eva, as julle van hierdie boom eet, wat gaan gebeur? Julle sekerlik sterf. Ek wil julle vertel, dit was die eerste profesie. Uit die woord, uit die mond van die Here. Hy het hulle gewaarsku, iets wat hulle nie gesien het, iets wat hulle nie van geweet het nie. Hy het voorspel, julle gaan doodgaan as julle van hierdie boom eet. Julle wonder hoe kom dit, maar hy sê vir Abraham, 400 jaar, eerstens gaan die mense in 'n land wees wat hulle gaan onderdruk, en daarna, so, dit was amper asof die Here homself vasgebind het aan 'n tydsperiode. Hy kon nie verhoor nie. Hy kon nie. Omdat hy homself vasgebind aan sy woord. So eers na die 400 jaar. En dit het so uitgewerk dat Moses al 80 jaar oud is.
sien die Here nee, dis die 400 jaar is nou op. Nou kan ek intree. Nou daar's 'n rede hoekom ek dit doen. Hoekom ek dit sê? Wanneer, jy sien as die woord van die Here nie waaragtig is nie, as jy nie op hom kan staat maak, is soos ons sê vir die mense, ek gaan julle 7 uur sien, dan kom ons so 8 uur. Weet jy, dan dink jy vir jouself, nee, as hierdie ou sê 7 uur, dan moet ek maar nog so 'n bietjie inslaap, hy gaan eers 8 uur. Omdat sy God is nie akkuraat. En die woord van die Here gaan nooit leeg uit sy ding trek nie. Wat hy sê, gaan gebeur. Dit is soos dit geskryf is. En so ons moet hierso ook sien, dat al was die versoek van die mense, asseblief red ons uit hierdie, was daar tydsperiode wat die Here moes wag. Nou hoekom, die vraag wat ek wil vra hierso, hoekom? Kon die Here mos nie aantrek nie? Kon hy nie? Hy hou die toekoms in sy hande. Hy het geweet dit gaan weer. Hy weet hoe die reaksies van die Israeliete is daai tyd. So hy het geweet dit gaan 400 jaar vat. Nou maar as dit nie so na hulle luister, was hulle 'n goeie klomp Jode. Maar hulle het gekla, hè? En iets wat ek leer wat in die Nuwe Testament kom, hoe moet slawe, as ek so kan stel, teenoor hulle meesters optree? Wat sê die woord? Eerbiedig wees teenoor hulle. Ja, jy moet na hulle luister. Hulle is daar oor jou gestel. Nou, dit is nie altyd wanneer dinge goed met jou gaan, dat die karakter van die persoon raak gesien word. Dit gaan gewoon weg wanneer die dinge nie mooi gaan, dat die karakter van die persoon gesien word. Nou die ongelukkige ding wat ek aan hierdie mense het gekla, omdat hulle nie die meesters was nie. Hulle het gekla omdat hulle die arbeidwerkers moes wees. Wat 'n gesindheid het hulle gehad? Nou wat ek probeer sê, hulle was 'n bevoorregte nasie. Hulle kom in iemand anders se land in. Hoekom was hulle in die eerste plek in Egipte? Ons het laas week oor gegaan. Hoekom was hulle daar? Dit was 'n hongersnood. Nou, het die Here van dit geweet? Hy het geweet, nee, hoe weet ons dat hy geweet het? Nee, ons het stories. Want jy het nou net gesê ons moet na stories luister. Daar was 'n seentjie met 'n geklede baadjie. Wat was sy naam? Josef. Nou wat doen sy broers met hom? Gooi hom in 'n put en nadat hulle hom doodmaak. Nou dis die soort mense wat ons van praat. Dis Jode. Wat was Moses besig om met, hy sien 2 mense stry oorspronklik. Wie was die 2 mense wat gestry het? 'n Egiptenaar en 'n Jood. En hy maak die Egiptenaar dood. Onthou jy dit? Maar die tweede keer toe hy daar kom, wie beklei nou met mekaar? Wat gaan met die Jode aan? Ek dog as dit, weet jy, hulle sê gewoonlik as iets jou tref en dit tref almal, dan bind ons saam. Maar ek vind al is hulle onderdrukking, almal van hulle beklei nog onder mekaar. Ek wonder wat is daai skriebel oor? Jy het nie bakstene as ek gemaak, of jy het minder gemaak as ek vandag. Wat is jou probleem? Daar is die, wat wys dit vir die hand? Dat is iets verkeerd in die hand. Nou dit is wat my tref. Die Here het nie gewag dat hulle goeie mense is nie. Die Here was gebind op sy tydsperiode. Dit het nie gegaan of jy goed was, of sleg was, of niks nie. Hy het homself op sy tyd gebind. Maar daar is 'n ander rede. Hulle kom daar in Egipte land uit as gevolg van Josef. En hulle kom in 'n goeie posisie daarin. Hoe weet ons dit? Josef is tweede in beheer van Egipte land. Dit is asof ons nou Amerika toe gaan en die vice-president is Atlantis. Ek weet nie, dit is 'n goeie plek om te gaan bly.
Jy's op 'n sterk voet daar, jy's nie eintlik 'n vreemdeling, jy het iemand dat jy moenie met my spraak nie. En hier so het hulle Josef, en die interessante ding is die farao op daai tyd gee hulle gunstelinge grond. Maar mense sal sê nee, dit is nie handig. Wat is soort mens moet jy wees om daardie grond wat hulle gehad het eintlik waardig te voel? Wat 'n grond moet jy hê? Wat se werk moet jy doen? Veeboer. Jy sien, die grond was aan hulle gegee omdat hulle vee gehad het. Hulle het die beste land gekry om met vee te werk. So dit was nie asof hulle gesukkel het toe hulle daar aankom. Nee, dit het lekker geleef, ja. As veeboere het hulle nie eens aansien gehad. Die mense sê daar het veel van 'n veeboer gedink. Dit wil sê, ag jy kan maar daardie grond kry, maar dit was goeie grond vir veeboere. En dat hulle het eintlik lekker gegroei. Nie net die veeboere nie, die boere self. Dat vermeervuldig. Daar was ook dit, hulle sê skat so 70, is dit? Daar oorspronklik daar was. En ons vermeervuldig. Dat farao eintlik begin bekommerd raak. Maar dis waar die melk vanaf kom. Skep. Hulle dan melk in die hemel geëet, hoekom nie vir die boer wil hê. Hy het gou van dit. Ja. Dit is jy raak seker mee preek, hoor. Maar die gedagte is hier dat die Here beloof nie net melk en honing as in die hemel kom nie. Kyk, hulle het klaar so 'n bietjie melk en honing gehad. Presies wat jy sê, dit is al klaar daar. Maar ek wil hê ons moet sien. So hierso sien ons dat hulle klaar. Nou ons sien baie keer, hulle dinge is gehad. En dis ook goed dat hulle na die Here toe gegaan het. Maar ons gaan so 'n bietjie meer verder met hulle. En ek dink dit gaan uitkom in die res hier. Maar ons moet so 'n bietjie hierso sien. So ons sien daar Moses is nou daar weg. Dit het nie uitgewerk soos hy beplan het nie. Maar was dit besig om uit te werk soos die Here dit beplan? Ja, ek dink kyk, Moses was gered vir hulle weer. As ek net terug daaraan dink, ek vind my so wie was sy ouers, wie was sy ouers? Wat is soort mense was hulle? Leviete. Ek vertel jullie Leviete nie. En nou wat beteken dat sy Leviet was? Omdat ons hoor van die pa, hy was Leviet. Wat is 'n Leviet? Hulle later jare is die tempel beheer, maar nou nog nie. Nee, kyk maar, jy nou so te ver voor toe gespeel. En daardie tyd praat ons van die Leviete. Nou die Leviete, soos dit uitwerk, is die mense wat so om die Here is. Wat so, weet jy, as jy kyk na die stamme, hulle het so, die ander 11 stamme was so opgedeel, so in 1 in die noord, of 3 in die noord, en so het hulle uitgekom, maar die Leviete, Is dit nie genoeg te kry? hulle nog nie, maar waar was hulle wat eintlik verdedig was? Om die tempel. Dis waar hulle woonplek was. Om die tempel. Al die ander ouens moes goed uitsit. En ek wil hê jy moet weet, julle is om die tempel. Dis die beste plek om te wees. Nie, hoe weet ek hoe daardie grond gehad het. Nee, om die tempel te wees. Maar daar is 'n rede om te sê, nou, waar lees ons van hulle dat hulle om die tempel was? Was dit gedurende hierdie tydsperiode waar Moses in die woestyn is, of was dit later? Later. Hulle afgetrek. So die Leviete was nie eintlik belangrike mense, so dink ons, maar die gedagte wat my getref het, hoekom vat die skrywer, en dis Moses homself, die tyd om te skryf, my pa was 'n Leviet. Hoekom sê hy nie hy was 'n ryk man, of hy was 'n baas in 'n fabriek? Hy vertel hy was 'n Leviet. Jy sien nou, ek wil hê jy moet iets aandag hier sê. Die Here is besig om iets te voorspel. Onthou, as die Here praat, sy woord is nie leeg nie. Sy woord is nie net vir hierdie oomblik nie. Sy woord is vir ewig. En hy is besig om te praat, ons let nou die ander gedagte wat ons hierso in die studie kry, en ek wil hê net iets so baie belangrik sien.
Weet jy, ons is daarom nog baie slim mense, ons adventiste, nee. Party dokters moet na ons luister. Ons weet hoe om mense gezond te maak. Sny daar die uit, eet. En kyk, ek wil nie met jou stry nie. Ek is nie dietitian nie. Ek het nie my graad in dit nie, so ek kan nie met julle. Maar weet jy, soos ek gaan na ongeloof, oncologist. Nou, ek kan nie vir haar sê wat sy moet doen nie. Sy moes dit ook ter alle gratis gespesialiseer. Nou kom ek en sê, nee man, nonsens, wat jy nou aanbied is nie reg. Hoe kan ek dit sê? Jy sê hoe ek dit uitbring. Ons lees hier so iets van Moses wat hy skryf. Wat skryf hy terwyl hy daar in die woestyn is? Uit die Genesis geskryf en ook Job geskryf. Nou waar kry jy dit? Ek weet nie. As jy mense daar buite gaan vra, ander teoloog, en jy sê vir hulle, nou onthou ons praat teoloog, hy het mos hy gestudeer vir predikant en ek het gestudeer vir en ek sê van, weet jy, Moses het 2 boeke geskryf in die woestyn. Die 2 boeke was Genesis en Job. Hy sê vir my kyk en sê, waar het jy dit gekry? In die Bybel. Ek weet nie, julle het nie julle lesstudies gestudeer, omdat ek moet julle denk. Julle lesstudies het iets gesê. Dit sê daar, as jy saam met gaan, en dit is eintlik uitgehaal, voor my. Want Job kon nie gesit en skryf het, hy moes gewerk het, dit was 'n naam Job is. Ek wil net hierdie gedeelte kry, waar hy, dit is uit die boek Patriarchs and Prophets geneem. Miskien kry jy dit terug as ek. Sondagsin. Ja. Kijk, gaan ons, jy sien, jy kan my vertel wat dit is, maar jy kom nie na antwoord nie, hoekom nie, hè? Sondagsgedeelte, waar sê dit wat so 'n bietjie verder, wat ek nou sien. Tweede paragraaf van die Bybel. Oké, ja, dat is reg, dankie. Hulle sê nie, dit is nie in aanhalings nie, maar die persoon wat die lesstudie opgestel het, sê dat Moses in daardie tyd sê, hy het 2 boeke geskryf, die oudste boek in die Bybel. Nou, dat is baie reeds goed. En dit sê daar, 2 boeke, die een is Job en die ander een is Genesis, en dan sien ons dat dit uit Patriarchs and Prophets geneem is op bladsy 251. Nou, ek wil julle net iets vraag, is dit 'n algemene boek wat die ou kinders in die hande kry? Wat is so'n boek is dit? Dit is 'n Adventiste boek. Dit is net soos die Mormone, hulle het 'n Mormon boek. En hulle sê, goed, wat daar uit is, by ons, nee, ons stem nie saam nie. Wat daar geskryf. Jy het die profeet Mohammed. Hy skryf 1 boek. 1 boek. En die mense bou hulle godsdienst op daardie 1 boek van 1 persoon se woorde. Wanneer ons opstaan en ons praat met die publiek, moet julle baie versigtig wees wanneer julle praat van die bron waar julle julle informasie aan. En ongelukkig is dit so dat ons as Adventiste baie keer Ellen White aanhaal en hulle ken nie eens wie sy nie en die onmiddellik wat hulle dan sien is dat julle praat so baie van hulle, dat jy sekte genoem word. So wanneer ons praat oor hierdie gedagtes wat hier uitkom, kan ons alleenlik saam met dit stem, as ons almal saamstem dat Ellen White 'n profetes van die Here was. Dat sy so 'n bietjie insig gegee het oor ander boeke. Jy verstaan? Nou daar's ander dinge wat ek kan uitbring en die interessante ding is hierso sê dat Francis D. Nicol
Ek wonder, hoekom is daar nie in gesit? Francis D. Nico, het jy dit gesien nou? Nou, ek moet so 'n bietjie huiswerk gaan doen. Nou, ek vertel, het sy hierdie persoon aangehaal. En het hy dit gesê. Maar ons sê dis reg omdat sy dit gesê het. Jy sien, ek wil hier moet mooi luister. Baie keer is dit belangrik dat wanneer ons met mense praat oor dinge en ons bron van informasie, weet jy, mense is slim deesdae. Ek kyk hulle op hierdie TikToks en al hierdie goed. Maar hulle kan dan vir jou dinge uitwerk wat jy. En as ek nou net kyk, party van die goed wat ek so 'n bietjie sout van op my skouer gooi. Is dit nie so nie? Maar is geleer. Ek wil jou vertel, jy moet altyd versigtig wees van die bron van informasie. Die woord leer vir my, daar gaan valse onderwysers wees. Daar gaan valse profete wees, daar gaan valse leermeesters, daar gaan valse geeste wees. Jy moet hulle toets. Op wat toets jy hulle? Hoor die woord. Ja, hoe wees? Jy wil iets sê? Kyk jy pen nog? Ja, ding is, Leraar Wilson wat nou uitgetree het as president, hy het in die week dieselfde ding gesê, asseblief, maak seker van jou bron van inligting. Want die mense het gesê, hy het nou gechunk, toe hy af is. Hy sê het nie chunkie, nergens, waar kom hulle aan? Maar ons sommer hierdie ou rubriekskrywer van enige twak. Jesaja sê vir ons, Jesaja hoofstuk 8, moenie die, in die Engels is don't, nou kan ek nie eens in die Engels werk. Waar hy praat, ek gaan dit net gou vir julle, wees, blaai na dit toe, ek wil hier met Jesaja, hoofstuk 8, nou te blaai vir my. Ja, jy moet nou wakker word daar. So Jesaja hoofstuk 8, en ek wil jy moet kyk na vers 12. Jesaja hoofstuk 8 vers 12. Iemand lees vir my. Do not call conspiracy. Nee, dit is Engels. Ek wil net wat ek soek Afrikaans. 8 vers 12. Ja. Ok, ek is nou daar, goed. Julle mag nie alles 'n samenswering noem, wat hierdie volk 'n samenswering noem nie. Stop net gou. Wat is die beveel aan julle? En dan die ou sê daar die weg is pink, moenie sê ja, almal, dis weg is pink. Moenie saam sweer. Ek sien onder ons het ons sekere mense wat ons daar sê, ja, ons is die ou. En partykeer jy moet versigtig wees wie daar die ou is. Weet jy, Paulus sê self aan ons in Efesiërs, as iemand na jou toe kom met 'n ander evangelie gee, behalwe die wat Christus Jesus aan ons gegee het, al is dit 'n engel, laat hy vervloek wees. Jy sien wat ek probeer sê, dit is verskriklik belangrik, dat wanneer ons sekere dinge deel, daar is tye wanneer jy in jou huis praat daarvan, en dan kan jy met die mense praat. Amen. Ons stem almal saam. Maar jy kan nie in die publiek dit gaan sê nie. Jy het 'n probleem. Hulle het nie dieselfde bron as wat jy het nie. En voordat hulle dit sal aanvaar, moet dit dan aanvaar in Ellen geskrifte aanvaar is. So, die gedagte wat ek wil hier so probeer uitbring is, al klaar die mense in Egipte land, dat die Here moet inkom, is die Here se woord belangrik. Hy kan nie dit verander nie. Daar is tye wanneer hy verander. Nou ons gaan so 'n bietjie daaroor praat, maar kom ons kyk nou. So iewes skielik kom hy na Moses toe en ek dink hy op sy los gekyk en sê 400 jaar is op. Dis tyd vir hulle, my belofte wat ek aan Abraham gegee het, is tyd, hulle moet daar terug. Omdat daar was baie interessante goed wat hier so uitgekom het, weet jy, ek moet al die Canaanites en, weet jy, al die mense is nights,
Jy kan sien hulle, wie was daar die mense? Dit was die mense wat in Kanaan gebly het. Dit was hulle plek. Maar die Here het gesê, dit gaan jou plek wees. Nou, jy het nou net vir ons gelees. Jy gaan dorpe of stede besit wat jy nie eens gebou het nie. Dan is het Suid-Afrika daar wie jy nou gegaan. Ja, jy klink so, hè? Jy praat hier, dis my vreed besig. Ek wil hê jy moet hierso raak sien. Die Here is die een wat 'n beheer is. En daar's 'n rede hoekom hy vasbly by dit. Al kry die mense swaar, hy kan nie iets doen nie. As hy voor die tyd intree, dan begin jy twyfel hê oor sy woord. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Hy het gesê, hy gaan ons kom haal en ons na 'n belofte land toe vat. Glo jy dit? Ek vertel jou, as hy sy innige plek is hierso gevind waar hy sy woord verander het, dan kan jy dit nie meer glo nie. So, hy kom by Moses aan, die tyd is op. Hy sê vir Moses, ek het die mense se klaagliedere gehoor. En hy het so afgegaan en is waar, hulle kry swaar. Maar hy sê niks van hulle harte nie. Hulle, weet jy, ek nog swaar kry, maak jy so 'n bietjie nederig. Die ouens was nie nederig nie. Hulle was ongelukkig omdat die ouens wat oor hulle beheer was, hulle wat daardie posisies gehad het. Jy weet al, so ek praat nie eens van die Jode nie. Weet jy, iets interessant in hierdie week verby lees ek. En hulle vertel, hulle vergoed uit Esegiel uit waar die Here gesê het, weet jy, hulle gaan wel vervolg word, het hy gepraat aan die mense in Babylon, maar gaan julle terugvat na julle land toe en alles. Dit het klaar gebeur. Jesus was ons in Jerusalem, hy het daar uitgekom. Hulle was die eerste in Jerusalem, hulle moes die tempel gaan weer bou, want jy kyk ook al die geskiedenis. Maar hulle vat daardie profesie en dan sit dit nou. En hulle sê, jy sien, jy moet met die Jode sit hou. Die Here gaan julle slaan. En is dan, het jy dan die Here vasgebind aan die sekelse woord? Wat het hy vir die Jode gesê? Jou huis is verlate. Jy is nie meer my volk nie. Toe hulle nou vra, wie moet koning wees? Wat het hulle gesê? Ons het geen koning behalwe keiser. Nou wil jy miskien kyk moet jou koning wees. Jy sien wat ek wil probeer leer, ons bind die Here vas en ons mag hom op sy woord vasbind. Maar daar is tye wanneer daardie woord van hom verby is. Of daar is tye van sy woord wanneer dit toekomstig is. En ons moet versigtig wees wanneer ons die woord studeer en jy gaan sien. So hy kom na Moses aan. Nou julle moet kyk, jy weet jy daar, ek kan nie praat nie, my so bietjie vertel van Moses ook. Die woord leer vir my, hy was 'n nederige persoon. Maar as ek nou sy verskonings luister, dit my so bietjie gevoel. Maak jy ook verskoning? Ja. So, wat leer ons van hierdie posisie toe hy nou sê, Here, weet jy maar, wie moet ek sê, moet het my nou gestuur? Nou, dit was baie interessant. Die Here sê vir Yahweh. Nou, jy weet, Yahweh beteken ook iets anders. Jy moes dit studeer. Wat het Yahweh ook beteken? Gaan so met my gou, ons gaan nou net terug na die engel van die Here, maar gaan na die naam van die Here, dis Dinsdags gedeelte. Dit sê in die eerste paragraaf, letterlik die naam wat Jesus of God aan hom uitgespreek het daar, en ek gaan dit lees, dit is Jesus, okay? Wat met hom praat daar in die brandende bos, ek gaan julle dan dit wys, maar dit is Jesus wat met hom praat, en hy sê vir hom, die naam wat jy nou moet hê, is die naam Yahweh.
Okay, maar dit is nie hoe dit daar kry nie. Maar dit is werklik wat gesê is. En wat beteken dit as jy nou letterlik wat beteken dit? Ek is wat ek is. Voor dit dis nou The nie Lord, doen. die Here, Wat? the Lord. Nee, dit is iets anders dan. Ek sal nie Is julle lees die is verskillend as my. Lees die eerste God sê wys homself aan Moses aan. Wat sê hy? Ek sal met jou wees. Nee, jy's 'n bietjie. Okay, gaan miskien is dit daai gedeelte. I will be who I will be. Okay, daar is 'n naam. Dan iemand lees vir my die eerste paragraaf of dit as gedeelte. Lees vir my. Dit begin in die Engels hier so, God presents himself to Moses as. Wat sê jy nou Afrikaans? Sal vir ek het chakra. Ek is so bly jy probeer sê. Maar wat beteken wat jy nou net gesê het? Ek sal met jou wees. I will be who I will be. Ja. Wat sê dit in Afrikaans daar? Ek Ek sal wees wat ek sal wees. Dit sê ek is wat ek is. Nee, die ek is wat dit ook beteken. Maar die werklike letterlike vertaling van daardie woord is ek sal wees wat ek wil wees. Ja, dit sê dit in. Wat sê dit dan Kas? Ek sal met jou wees. Ek sal met jou wees. Maar dit beteken ek sal met jou wees. Of ek is wat ek is. Ek is wat Okay, dit is interessant omdat daar's 'n verandering in die vertaling van die woord. Die woord beteken, so laat ek dit regstel. Die woord sê, dit gaan julle nou dit wys. Die Here sê, as ek lig wil wees, dan is ek lig. As ek brood moet wees, dan is ek brood. As ek herder moet wees, dan is ek herder. Dit is wat dit werklik daar sê. Nou, dat is 'n rede hoekom dit so belangrik is. Partykeer het jy nie water nodig, maar jy het brood nodig. Die Here is jou brood. Ek sal wees wat ek wil wees. En die interessante ding van dit is, ons lees, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy kan dit wees, omdat dit is wat hy wil wees. Ek is die lig van die wêreld. Hy kan die lig van die wees, omdat hy is die lig van die wees. Hy doen dit, omdat hy dit wil doen. En dit is belangrik. Jy sien, baie keer is dit, wat jy moet raak sien, en ek gaan dit terugval. Toe hy aan Abraham verskyn het, was hy al klaar, ek is wat ek wil wees. Sien, kom ek gebruik voorbeeld. Daar's ou Nebukadnezar. Wat is sy verklaring van die Here? In die einde, toe hy nou so iets raak sien van God. Wat was sy verklaring? Hy was ook 'n koning, maar hy praat van die koning van konings. En hy sê iets van hom. Gaan saam met my gou na Daniël toe. En ek wil hê julle moet net kyk wat sê Nebukadnezar van God. En dit is in hoofstuk 4 en ek wil hê julle moet kyk na jy kan begin vanaf vers 36. Ek begin by 34 eerder. Hoofstuk 4. 10. 4. 4. Nommer 4. Hoofstuk 4 en dan kyk ons na, soos ek sê, 32. 34. Nou luister wat sê. Ek tel my oog op na die hemel. Hy praat nie van aarde nie, hy praat van die hemel. En wat sê hy dan? En my verstand het in my teruggekeer. Ja, so nou het hy breins gekry. Na hy gras gevreet het. En ek het die Allerhoogste geloof en hom vir ewig lewe geprys en geëer. Ja, dis luister wat praat hy. Dis iets van hom wat hy raak gesien het. Kom aan. Wie se heerskappy 'n ewige mag en wie se koningskap van geslag tot geslag is. Gaan, nie klaar nie.
En al die aardbewoners word as niks geag nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat doen u nie? En die Oké, dis oké. Wat lees jy daar? Hy besef die Here kan wees wat hy wil wees. Maar wat weet ons van die Here as hy sê ek wil wees wat ek wil wees? Hy wil jou redder wees. Hy wil jou verlosser wees. Hy wil jou staatsman wees. Hy wil wees vir jou wat jy nodig het. En wat het die Jode nodig gehad daar in die woestyn? Hulle het 'n verlosser nodig gehad en Jesus het gesê, ek is hulle verlosser. En hy sê, ek sal wees wat ek wil wees. En niemand kan my hand terugslaan en sê, wat maak jy? Jy verstaan? Wat ek hier leer, is toe hy aan Abraham verskyn het, wat was hy vir Abraham, wat hy wil wees vir Abraham? Ek gaan nie een wees wat jy 'n nasie gaan uit jou kom. Jy het 'n seun nodig. Ek sal wees wat ek wees. En sy belofte aan hom is, jy gaan 'n seun hê. En hy gaan vermeervuldig. Jy sien die Here, die gedagte dat jy, wanneer jy na die Here toe draai, moet jy dit besef, as jy 'n redder het, dan is hy jou redder. As jy geld nodig het, dan is hy jou bankbestuur. Weet jy, hy is 'n goeie bankbestuur. Weet jy, 'n bankbestuur gee nie net geld nie, kyk of jy geld waardig is die geld. Jy verstaan, maar hy sal. Ek kyk na, hierso kom Petrus en hy sê vir Jesus, die oud by daar by die belastingkantoor het in my gevang en gesê, ons betaal daar nie belasting. Ek voel gesê, nee, dis nie waar nie, ons betaal. En dit is al, hy moes 'n bietjie huiswerk gedoen het. Maar, die Here sukkel nie met hom nie. Hy sê vir my, kyk, jy het ons nou in 'n plek gesit, jy het gesê ons betaal die belasting. Gaan af met jou visstok en gaan vang 'n vis. In die mond gaan daar geld wees. Die Here sal wees wat hy wil wees. Hy gaan en hy doen presies wat die Here sê, daar is die presiese geld vir hy, vir hom en Petrus. Jy sien, wat julle moet hierso raak sien, is dat die Here, wanneer jy na hom toe roep, hy sal wees wie hy wil wees. En baie keer wat jy dink hy wil wees, is nie wat hy wil wees nie. Ek het geleer vir my vrou. Partykeer wil sy nie wees wat ek sê sy wil wees nie. Maar sy sal wees wat sy wil wees. Ek wil hier ander dit raak sien. Die Here sal wees wat hy moet wees vir jou. En hy gaan jou gebed antwoord op daardie manier. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie na die verskonings. Nou, daar's goeie redes in sy verskonings, maar ek wil hê jy moet eerstens raak sien. Wat doen die Here om hom te oortuig dat die Here sê, ek gaan saam met jou wees? Ekskuus my, ek wil net vra, Ja. ek het dit nogal opgemerk. Hoekom? Die Here was aan geduldig met hom, het hom 3 maal gesê, jy moet nou dit doen nog, en elke keer sê hy, ek kan nie lekker praat nie. Toe sê hy, gaan vat vir Aaron saam. En toe praat Aaron as namens hom, was hy tolke, wat was hy? Wel, die sien, Weer baie deel vir hom gehad. nou bring jy goed. Wie was die Here, wat is een van die eienskappe van die Here? Hy is daar maar geduldig. Weet jy, hy pas homself in by ons stupidheid. Maar hy doen sekere dinge. Weet jy, as jy 'n verskoning het, die Here gaan daai verskoning weggee. Hy doen dit. Hy doen dit. Ek wil net ek wil net iets anders vir julle vertel. Al is hierdie die eerste keer dat God homself openbaar aan Yahweh, is dit nie die eerste keer wat jy dit gekry het, dat hy geskryf is.
Ja, watter boek het Moses geskryf? Genesis? En Job. Job het Genesis. Nou in Genesis sê dit in die begin het God die hemel en aarde gemaak. Nou daai woord God daar is Elohim. In hoofstuk 2 kry jy en die Here God. Dat is verander. Dis nie meer God nie, dis Here God. Die God daar is Elohim. Maar die Here is wie? Is Yahweh. So Moses doen iets wat interessant is. Hy vat ons, hy kry nou die informasie. Dit is sy naam vir ewig, deur al geslagte van die mense, is sy naam Yahweh. Hy gaan wees wat hy wil wees. Maar waar begin hy met om te wees wat hy wil wees? In die begin. Jy sien, dit is nie 'n nuwe naam wat Moses hier beskikbaar gekry het. Dit is God. Nou daar's ander goed wat ek wou uitbring, maar ek dink ons moet aanjaag, tyd jaag maar. So die gedagte van Yahweh is nie net ek is wat ek wil, ek is wat ek is. Dit is ek sal wees wat ek sal wees. En niemand kan vir my sê, moenie so wees nie. En dit is een van die goed wat jy jou, die ankers wat ons kan op staat maak. Die Here sal wees wat hy wil wees. Nou kom ons kom na daardie verskonings, ek moes kry die verskonings, en die eerste een is, hy sê, wat is in jou hand? Wat was in sy hand? Een kierie, nee, en gooi hom neer en hy word wat? Hy sê, tel hom op die ster en hy word wat? Nou dis interessant, toe jy nou lees, wat het ek beskryf met daardie stok gebeur? Lewe gekry. Sien? Uit lewe. Ja, kijk nou, voor dit lewe gekry. Wie se stok was dit oorspronklik? Moses se, maar wie se stok word dit? God se. Ja, dis die Here se stok. Kijk, oorspronklik begin met Moses, maar Nathan sê, die stok in die hand is my stok. Jy gaan met my stok dit aanval, nie met jou stok. Wanneer jy jouself toewy aan die Here, die Here om hy van daardie stok en dan die wonderwerk met jou stok, maar moenie dink is jy wil die wonderwerk doen. En hy doen wonderwerk, hy gooi neer, word geslaan daar in die teenwoordigheid van die, nou in wie se teenwoordigheid het hy dit gedoen oorspronklik? In God se teenwoordigheid. Ja, daar het hy dit oorspronklik in God, maar God is weer van om te leer, hoe om mense te kry om te luister. Maar hy sê van, hoeveel gaan nou my luister, wie sê ek? Hy sê, ek gaan nie aandag kry. Nou wie se aandag moes ek eers kry? Die Israeliete sin. Jy was eers reg, nou maar wie van die Israeliete? Die hoofde. Die hoofde. Stamhoofde. Die Here gee vir hom nie daardie informasie om Farao te oortuig nie. Hy gee hom die informasie om die ouderlinge van die luister na dit. Het jy my gehoor? Amen. Hy praat nie, ek wil jy moet nou gaan van Farao 'n stok neergooi en ek wil nou jy moet nou jou hart so in sin uitvat en hy doen dit nie met Farao nie. Hy doen dit met die ouderlinge om hulle te oortuig dat God hom gestuur het. Yes. En die woord sê vir my, eers toe hy die wonderwerke doen, toe glo hulle vir hom. Weet jy, die Here het my gestuur na julle toe. Aanvaar jy dit? Of moet ek 'n wonderwerk doen? Moet ek my hand in hou? Jy sien, jy moet versigtig wees as jy tekens staat maak om te identifiseer. Omdat die Bybel leer vir my in Openbaring hoofstuk 13 dat die duiwel gaan wonderwerke doen, dat hy mense gaan kry om hom te volg. Hierdie wonderwerk. Jy sien die probleem met die mense, hulle het nie vertroue in hom gehad. En ek kan dit verstaan. Maar dis hoekom hy die wonderwerke moes doen.
Maar die woord leer ook vir my dat net ongelowiges het 'n teken nodig. Anders aanvaar die profesie. Kyk, nou daar's nog een wat hy doen wat vir my baie interessant gevind is. Hy sê skep so 'n bietjie water en wat doen hy met daardie water? Gooi dit op die grond. Hy gooi hom op die grond. Wat gebeur met die twee grond? Nou dit is nie waar hy na die see toe gaan, op die River Nile toe nie. Dit is nie daarheen nie. Hy wys vir hom die mag van die Here. En ek vertel jou, toe hulle nou so kyk, moes hulle nou gedink, joh, hy kan dit nie self doen nie. En hy die Here sê vir hom, hulle gaan na jou kyk, dat jy God is, en dat jou broer, hy gaan jou mondstuk wees. En hy praat nie van die Egiptenare nie, hy praat nog van sy eie volk. En dit het my baie geplaag. En so ons mense wat ook tekens nog nodig het om te glo dat die Here sê wat hy sê. Sien, baie keer gaan ons na die Here sê, as jy moet my help, dan doen hy dit nie, dan gee ons glo nie. Nee, sy woord het gesê, ek sal saam met jou wees. Al loop jy deur die dale van die doodskade, ek is daar. Jy weet, een van die mooiste beloftes wat ek hierso gesien het, toe oplet my hare is besig om grys te word. Die Here gesê toe jy jong was, as ek saam met jou met, wanneer jou hare gaan grys word, dan is ek ook nog saam. Ek is opgewonde oor dit. Hy hou nie net van alles wat lekker kleurhare. Hy hou van mense met wit kleure. Verstaan hulle toe sê, die woord van die Here kan jy nog staan. Dit is belangrik. Julle moet op dit staan. Dit is hoekom ons mense van profesie is. Profesie is die woorde van die Here. Nou, ek het wel iets geraak en ek wil dit net hê. Ek het julle nou net gesê dat die persoon wat besig was om met Moses te praat, was Jesus Christus. Kijk. Hoe het julle so amen gesê? In die les, kom ons gaan nou na Exodus hoofstuk 3, waar ons Moses homself vind by die bos. En hierdie bos is nie besig om op te brand. En dit trek sy aandag en kyk daarna en sê, joh, ek moet nou so 'n bietjie gaan kyk. Maar toe hy so 'n bietjie nader kom, sal julle vir my iets sê, wat sê dit daar in vers 2? Lees dit vir my asseblief Afrikaans. Vers 2. Van wat hoofstuk? Van hoofstuk 3. Exodus hoofstuk 3, vers. Toe die Here sien dat hy beskierig nader kom, roep God hom na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en die antwoord, hier is ek. Okay, ekskuus, ek het net gesê 3 of 2? Dit sê 3. Nee, ekskuus, lees vers 2. 2. Wat met 2 kan wat? Van dieselfde hoofstuk. Ja, we gaan met 2. Daarom. Daarom verskyn die engel van die Here aan Okay, stop net daar. Daar verskyn wat is jou eerste, wat word eers vertel? Hy sien 'n vuur en wat sien hy daar aan die vuur? 'n Engel van die Here verskyn. En direk daarna, toe hy die aandag van kry, sê dit daar dan in vers 5, en hy sê, moenie nader kom nie. nee, vers 5, Nou, laat die skoene. ekskuus, vers 4, ek is jammer, vers 4, Toe die Here sien dat hy beskierig nader okay, kom ons stop daar, so ons sê die engel wat in die vuur staan, vir die engel van die Here, en nou sê dit, toe die Here sien, wat gaan daar? Is dit 'n engel, of is dit die Here? Jy sien, dit sê, engel van die Here. Nou, dit kan bedoel is 'n engel wat van die Here kom, of dit kan wat wees. Maar die Here kan ons in enige vorm kom na jou toe. Jy sien, ja, hy kan, ja, maar hierso, dit is interessant.
die engel van die Here. Onthou julle daai ondervinding saam met Joshua? Hy kom daar staan hierdie engel met 'n swaard en hy sê vir hom, is hy vir ons of is hy teen ons? En wat sê hy dan? Maar hy sê vir hom, ek is met jou. Nee, hy sê dit Ek gaan nie, beklei. ek is nie vir jou nie. Hy sê, ek is die leier van die Here se engele. Weet julle dit? Die oorlog wat in die hemel gebeur het. Tussen wie was die oorlog? Met wie was die oorlog? Satan en? Hy was baas gewees. Nou julle weet wie Satan is. Die duiwel en sy engele. Ja. Beklei met Michael en sy engele. Wie is Michael? Dis Jesus. Jesus Christus. So luister mooi, die engel van die Here is Jesus Christus. Wat daar in die bos staan. Nou hoe weet ek dit? Wat is die woord wat jy nou net gelees het in vers 5? Hoe net? Hy sê, moenie naby kom nie. Trek jou skoene uit. Want die grond wat jy opstaan, is heilige grond. Nou luister, dis wat hy vir Moses sê, die grond wat jy opstaan, is heilig. Gaan saam met my na, kyk, Joshua hoofstuk 5, lees dit asseblief. So Joshua 5, dit is waar Joshua in speel. Ja, sê reg. So Joshua 5 staan hy daar, en die engel verskyn aan hom met 'n swaard, en hy sê vir hom, wat sê hy vir hom? En toe Joshua by Jericho was, het hy sy oë opgehef en gekyk, en daar staan 'n man voor hom met 'n uitgetrekte swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en vir hom gevra, is u vir ons of teenstanders? En hy antwoord, nee, maar ek is die owerste van die leer van die Here. Nou het ek gekom. Sien, so hy sê, hy is die owerstes van die leeskamer. Kyk, maar dan sê dit verder, wat sê hy dan toe met hom dan? Val Joshua op sy aangesig by die aarde en aanbid en sê vir hom, wat wil my Here aan sy dienaar sê? Gedaan. En die owerste van die leer van die Here sê vir Joshua, trek jou skoene uit jou voete, want die plek daar waarop jy staan is heilig. Kijk, so wat lees jy nou net? Die engel van die Here wat saam by Moses verskyn het, Jesus Christus, die een wat in beheer is van die leerskare, is die een met Joshua. Omdat hy gebruik self, vat jou skoen af. Jy is op heilige grond. Wat ek daar wil probeer wys, is, weet jy, ons lees van die engel van die Here, maar baie keer sien ons nie dat dit Christus is. Sy naam was eerstens, wat was sy naam toe hy met Lucifer beklei? Michael. En dit sê Michael the Archangel. Wat kry ons daai gedeelte? In die tweede laaste boek van die Nuwe Testament, in Jude, sê dit daar, toe die Here nou beklei het oor die liggaam, maar dit sê Michael, die aartsengel, beklei het oor die liggaam van Moses. So wat ek wil graag gesien en jy moet hierso sien, ons begin informasie kry dat God betrokke raak met mense deur Jesus Christus. Verstaan? Jesus word voorgestel op so baie maniere as die persoon wat vir God intree. En ons moet dit raak sien. Hy is besig met Moses en hy is besig om homself voor te stel as die een wat die mense gaan red uit Egipte land. En dis dieselfde met ons. Okay. Ons tyd is op, ek weet ek moet so. Kom ons maak ons. Die Here het ook daar vir Miriam en vir Aaron, hulle teen Moses gememoreer het hy vir hulle gesê, met profete praat ek teen drome, maar met Moses
praat ek direk. Sien ons ja, Hoekom Moses oorleef, is die Here met hom direk praat, want hulle sê, geen mens het God nog gesien nie, en as hy hom sien, sal hy dood neerslaan. wat ek wil jou vertel, die persoon wat hy raak gesien het, was nie God self, die Vader nie, die God het. Dit was Jesus wat verteenwoordiger was van God. Dis dat. Kom ons maak ons bid toe. Onse Vader in die hemel, ons besef dat U kan wees wat U wil wees. En niemand kan vir jou sê wat maak jy nie. En dankie dat as ons na jou kyk en ons kyk na jou hande werk, dan besef vir ons, jy wil ons red. U wil ons red. En ons vra, liewe Jesus, red ons. Wees wat U wil wees om ons te red. Ons vra dit in U naam alleen, liewe Jesus. Amen.